Ek het die voorreg om met een van my grootste inspirasies, een van my grootste heroes te gesels. Ek is so opgewonde. Stef, ek weet nie of jy weet nie, ek het vir 'n paar jaar by die ATKV Crescendo ligtelike werkskool het ek kursusse aangebied oor songwriting. Lekker. En een van jou songs het ek altyd as voorbeeld gebruik. Want dit is die song met die minste woorde wat my so verbaas en die manier hoe jy iets beskryf. Jy het my net so vasgevang en die liedjie is uit 'n Nikwa-berg se baard is nat, langs sy wang loop 'n stroompie. 'n stroompie oor die pad. Of langs sy wang loop 'n traan, 'n stroompie oor die pad, want tussen my en jou lê daar 'n berg. Ek meen net die prentjies, ek weet nie hoe jy dit regkry om sulke prentjies te maak met jou liriek. Ek kan nie vir jou sê hoe nie. Dit gebeur. Ek dink aan ek sien die prentjie voor my, dan probeer ek dit metafories te verduidelik vir mense. Sê my makliker. Songwriting, waar kom dit vandaan? Kyk hier vir my as 'n songwriter, ek is geïnspireer deur ouens soos jy. Maar wie het jou geïnspireer om Afrikaans in die eerste plek te skryf? Jessie, dit kom van skool daar af. Ek het maar my musiek geskryf van skooltyd af en ek het nie geweet waar pas dit in nie. Kom ek sê vir jou hoe dit gebeur het. My maat vir my in standaard 7 'n gitaartjie gekoop by 'n plaaswinkel vir R5. En toe ek nou by eers, daai snare was net so ver van die nek af. Ek kan 'n bus parkeer onder die En toe ek nou my eerste 3 akkoorde bymekaar kon sit, toe voel dit vir my, dis vir my makliker om my eie goed te skryf as om ander ouens se goed te leer speel. Okay. En dit het net bymekaar geval. Ek het nie gevra daarvoor nie. En ek het my liedjies begin skryf daarvolgens en ek is nou besig om dit af te stof. Ek het nou al so 3 bymekaar wat ek in daai tyd geskryf het. Skooldae se tyd. Ek kan nou nie vir sê dat 7 self nie. So 7, 8, 9, dit was in die skoolloopbaan. Ek is nou besig om dit nou 'n bietjie bymekaar te kry want ek het dit nooit regtig, as ek dit afgeskryf het, het dit maar verlore geraak. So probeer dit nou onthou. Ja. Dis nou nog al 'n maar ja, dis moeilik. Ek kan die helfte van my goed nie onthou nie. As ek sit hier my state kyk met saamloop, dan staan daar titels. Ek het so vaagweg onthou ek het so iets geskryf, maar moenie vir my vra hoe daai liedjie gaan nie. Hoe dit gebeur nie, of hoe dit klink nie. Hoor jy so jy het in die polisieband gejol. Ja. Is dit na skool dis jy polisie? Na skool is ek toe polisie toe om ek wou forensies gaan doen het. Dit was in my agterkop. En so toe is nou uitpasseer daai tyd so ek Brixton blitspatrollie toe gegaan het. So, en dit vir 'n ou wat so stadig is. Ja, dit was nogal rof en maar 2 dae voordat ons dan nou uitgepols sou word na Brixton toe. Toe kom die hoof van die polisieorkes. Hy het toe kom vra as daar nie van die hele ouens wat belangstel om audisies te kom doen in die polisieorkes nie. En ek het maar my hand opgesteek en daar was nog so 2, 3 ander ouens wat ook al hand opgesteek het. En as dit gaan die audisie gedoen, ek het dit gedoen op gitaar, maar daai tyd het ek al dromme gespeel, maar nie van nasie nie. Ek het myself maar net gehelp. En toe het die audisie geslaag vir daai oomblik en hulle gee jou dan 6 maande tyd om jouself te bewys. As hulle sien jy kom hier reg, dan pos hulle jou uit. En daar het ek toegebly vir 25 jaar. 25 jaar. Dit is 'n lewe. Maar hoorie so, ek het nou al baie stories gehoor oor die polisieband. Julle was nou nie die soetste manne. Kyk, Blackie was daar gewees en Stef later gaan van die groter name, ons Hansie op Bloot, Madi Bodenstein, Nico Carstens was daar op 'n kool gewees. Sure. Dit was in Ines en nie Ines nie, maar Franna Benardi wel. Hy was ook daar gewees.
En Ronel Erasmus was daar gewees. Dit is nou, toe sy mos later na Touch of Class toe. Okay, Ja, Ronel. Ja. Sy was ook daar gewees. Ja, dit is dat groot name uit die polisie. En groot muses. En groot muziek. Ja. Tot Dousie was daar vir so 2 jaar. Is hy? 2 jaar, maar glo nie, hy kan dit onthou nie. Dis dan nogal, is dit waar julle ontmoet het? Dit is waar ons eintlik ontmoet het, maar die skrywer het eers later gekom vir hom. Toe Lydia Winchester het toe Kronkelpad beloftes gehoor wat Lucas Marie eerste van my opgeneem. Toe sê sy hierdie tipe van liedjies sal werk vir Dousie. Okay. Ek vind ek wie dit geskryf het. Want sy Dousie se Zulu album Ook gepromoot. ook gepromoot. Ja. Het jy saam met hom begin werk na die Zulu? Ja, die Zulu. Ja, okay. Ja, ek onthou sy was betrokke oor met hom gewees. Malets. Ja, dis reg. En toe het dit nou so gebeur dat hulle toe by my uitkom en vra of ek vir Dousie Afrikaanse liedjies het vir sy eerste album. Sê julle kan kom kyk, hier lê laaie vol, want toe is daar nog net daai een opgeneem wat Lucas Marie opgeneem het. Kronkelpad beloftes. En pennies is pennies nie. Later. Eers later. Ek het hom lankal geskryf. Ek het hom nog voor ek meen ja, ek het hom seker 20 jaar voor Lucas Marie Kronkelpad opgeneem het ek pennies geskryf. Toe neem Steyn hom op. Ja. En toe daarna Dousie hom opgeneem en die hele spul aan daar, ja. Ja. Nou jou journey met Dousie, dis 'n simbiose, dit is vir my die vreemdste kombinasie want dit hoe kan ek het vir Dousie ook 'n paar songs geskryf. Ek het 'n album uitgebring, toe laat jy die album toe jy my 'n klomp. Dis 'n tydperk wat julle twee bietjie breek van mekaar gevat. Dis reg is toe ek toe getrei het van Hartbeespoort af Oudtshoorn. Ja. Iets in daai lyn. En dit is net asof ek weet hy het dit baie mooi gedoen. Hy het 'n song van my Pretoria Prinses wat hy sommer die naam gaan van verander het na Soen my toe. En hy het 'n hele paar ander songs vir my opgeneem. Maar as ek daarna teruggeluister het, dan is dit nie vir my Dousie nie. Dis die weerse ding want as hy jou goed sing, dit maak dit net reël. Ek weet nie hoe om dit te beskryf nie. Ek weet hoe vind jy dit? Ek vind kyk as ek dit skryf en ek neem dit in en ek speel dit, dan doen ek dit maar op my manier soos wat ek dit geskryf het in die sitkamer. Maar as Dousie dit opneem met ons het op probeer om 'n brug te bou tussen luisterliedjie en kommersieel. So daai brug gekry het. Met tussen jou en my. Ek het hom baie lig geskryf, die akkoorde en die goed is dieselfde, maar toe hy dit nou opneem, het ons hom net 'n bietjie meer geboer. Ja. En dit het aanklank gevind by die publiek. Om daai bietjie Dis maar die rock daar. Hoeveel hits het Dousie van jou gesing? Wat hits was? Want omtrent alles was groot hits. Kyk, hy het 78 van my liedjies opgeneem. Genial 78 Ja. en is almal vrygestel. Almal is vrygestel. So. En Yes, dit is 'n katalogus. Wat katalogus, katalogus, ja. arsenaal. Yes, dit is ongelooflik. En wat vir hom doen nog, kyk, die radiostasies lys net 1 of 2 liedjies op 'n album. So en dit is wat die publiek eintlik nou maar hoor. So tussen daai goed wat nie gelys was nie, kan daar ook nog treffers wees tussen dan wat ons nie van weet nie. En die publiek besluit nou mos nou maar wanneer is 'n liedjie 'n treffer. En maar die groot goed is soos tussen jou en my, grassade in die wind, pennies op die spoor, Soetgeer van Miskus, wat is Miskus. Ja. Ja. Hoor jy so gepraat van daai song. Dis bietjie sexual. Net so liggies. Ek maak dit nie heeltemal 'n pornografies nie. Hoor jy so wat het jy? Ek dink om so iets te skryf.
En ek dink aan die parels op die Ja, huis. ja. Dit is maar net as al wat daar inkom. Dit is soos by Ma se song, dis 'n bietjie 'n geestelike liedjie. En al wat daar inkom is net op die einde en dat ek trots is dat God my God is. Dis al wat op die einde inkom. So dit maak hom dat daar's net so 'n bietjie deurskemer 'n godsdienstige liedjie, 'n bietjie gospel. En toe het ek nog so enetjie geskryf van ligspore. Ek sal uitsluitlik vir jou bid. Mag die Vader jou bewaar. Is maar net daai stukkie verder gaan die liedjie glad nie daaroor. Is net die persoon wat weggaan op die vliegtuig en ek sal vir jou bid. Mag die Vader jou bewaar. Dis eintlik al wat daar aankom. Hoe is jou skryfproses? Ek kry eers 'n wysie, 'n melodie en ek sit die akkoorde daarby wat daarby pas. En dan sal ek nou maar loop en vir my soek vir lirieke. So jy skryf eers die melodie en dan sit jy die woorde by. Ja. Dit is baie interessant. Ek is weer heeltemal anders. Ek skryf Eers die liriek. nee, ek skryf nie goed saam. Dit gebeur ook. Ja. Dit gebeur baie. Deesdae, soos wat die musiek nou dryf, skryf ek eers die chorus. Kry eers die hoek, as jy die hoek het, dan dan kan jy die res invul soos wat jy aangaan. Hoor jy so? En ek dink nooit om 'n hookline te soek of te kry nie. Dit gebeur ook sommer net daar tussen net. Probeer ou die hookline insit. Sê my, is jy nog op Dannebaai? Nee, ek woon nou hier so in Grootbrak. In Grootbrak. Ja. Wat het jou laat besluit om hierdie kant te kom? Wie wat in Grendeltyd het hulle die huis verkoop waarin ek gebly het. Ja. En toe moes ek trek. En ek Dis net van Harties af. Nee, van Dannebaai af. Van Dannebaai. Wat het jy laat besluit om af te kom Mosselbaai? Mosselbaai toe. Wie wat is ook maar nou een van daai stories, jy weet. Hulle het by my ingebreek, een keer leeggemaak. Ek het deur aangekoop en net daarna toe breek hulle weer en maak my weer 'n keer daar weg. Toe besluit ek. Kom ons kyk nou hoe lyk die onder by die see. Ja. Ek kan enige plek skryf. Ja. Nee, ek is ook gelukkig. Ek kan by net waar ek wil. Jy bly nou op 'n lekker. Ja, nee, ek geniet die Weskus verskriklik baie. Sê vir my nou die paintings, waar kom dit vandaan? Oei, Jessie, ook skooltyd al. Jy weet, en ek het nie geweet wat doen ek nie. Koerantpapier gevat. Koue lyn. Weet jy nou wat jy doen? Ek weet nou wat ek doen. Ek weet nou wat dit is. Ja. Koue lyn gevat, grond, kleure, verskillende kleure grond gevat. Dit met die koue lyn gemeng en dit op koerantpapier gespeel en geëksperimenteer. Ek wens ek het daai goed nou nog. So ek het dit nie meer nie. Toe na skool het ek gaan en ek het bietjie realistiese goed probeer. Ek het voorbeelde daarvan op my foon. Maar dit is my prentjie, jy weet. Daai kunstenaars wat dit wel doen hulle is goed. Hulle dis kunstenaars. Maar dit beteken nie vir my soveel soos wanneer ek 'n abstrakte werk maak. Ek weet nie of jy kan onthou in lockdown toe ek so op Facebook gespeel het. Kyk daar het ek begin leer van diepkant inspring en maar net dit doen. Toe het ek mos 'n show gedoen met jou paintings op. Ja. Ek onthou Toe het ek geleer van 'n green screen. Ek het nie 'n green screen gehad nie. Myne was maroon. So was 'n laken geweest, maar hy het uitgewerk, so ek het lekker paintings opgesit. Ek onthou dit nou, ja. Ja. Nee. Dit is great. Ja, nee, ek geniet dit. Wel, nou met die podcast storie, dit is weer 'n nuwe tye, nee, nuwe tegnologie. Die ding wat ek die meeste geniet is, daar's nie reëls nie. Daar's nie 'n regisseur wat vir jou kom sê, "Hey, jy moet nou so wees en so wees nie." Sien, daai nou 'n bietjie Engels. Ja, nee. En ja, so dit is nou my nuwe endeavor. Dis lekker. Ja, ons op die pad, want ons is op die pad, so jy kan net so met die ouens gaan gesels en bietjie uitvind. En dit is nie meer groot beligting en allerlei goed saam. Ja. Alles is klein. Ja, alles is klein en kan lekker inpas. Ja, nee, dit is wonderlik. Sê my in gigs. Gigs doen ek nog die huiskonsert ding doen ek. Dit is klein, maar elke druppel maak 'n emmer vol op die einde. So ek word geboek vir huiskonserte, mense verjaar, hulle het
30 of 40 mense daar en ek voel sad. Okay. En dan swaai jy sommer 'n paar paintings op. Dan vat ek alles saam wat ons doen, hangertjies wat ons maak. Okay. Klip, ek noem dit klipjuwele, goed wat ek met aluminium draad werk, jy weet, wat nou nie kan roes nie. Draai dit vas met dit. Klere, hemde. Ek doen dit nou nie self nie, my vriendin doen dit. Ons het dit altyd saam gedoen, maar ek het nie meer daai tyd of sy geniet dit of om dit te doen. So. En dan en kaftans wat sy kleer en allerhande sulke lekker dinge, ja. Jy weet, vir my, ek sê altyd so mense, kreatiwiteit is nie so nie. Dit is ek is 'n musikant. Dis nie net dit nie. Kreatiwiteit is dit. So kreatiwiteit is om te skilder, om songwriting in die studio is ek besig met allerhande goetertjies. Ek lewe van kreatiwiteit. Dis al wat my laat opstaan in die oggende. Presies, dit is 'n ou se asemhaal. Ja. Ek kan nie sonder dit die mens moet die hele tyd skep, iets uit niks uit maak. Maak iets uit. Ja. Wie dit is daar, doen iets daarmee. Hulle sê mos om 'n liedjie skrywer te wees is dieselfde as die skeping. Dit is God het die wêreld gemaak uit niks uit. Om 'n liedjie te skryf doen jy dit uit niks uit sien. En jy kan dit nie vashou nie. Dit is so 'n abstrakte konsep, maar dit is iets wat jou geheue vashou, en as jy daai song hoor, dan dink jy weer terug aan jare terug en die memories wat daaraan geconnect word. Dit is een van die dinge met songwriting en musiek wat vir my verskriklik lekker is. Hoor jy, Blackie sê jy's 'n baie goeie reggae drummer. Nou, wat het jy 'n bietjie boom gevat vir jy? Ek kan dit nie onthou nie, maar dit moes seker sin wees ek weet. Ja, dis 'n groot inspirasiemaker daardie ding. Kyk, as ek al my liedjies kon reggae gemaak het, dan sou ek. Is dit? Dit is vir my die lekkerste gevoel. Is hy offbeat? Ja, dit is net lekker. Dis 'n insig, ek kan nooit vergeet nie, ek het op die koppie 1 jaar. Was daar 'n groot reggae band wat gespeel het en dis mos maar protesmusiek. Ja. En ek het daai protes emosie gevoel in die audience. Dat hoe dit jou opwerk op 'n dit klink baie opgewonde en opgewek, maar die boodskap agter is regtig soveel dieper. Diep in your face en dit is my ook 'n baie fantastiese styl van musiek. Ek probeer altyd om in die ou dae toe ons nog albums gemaak het, ek altyd gedram ten minste een reggae song op by albums te sit. Ek het dit het glad niks te doen met protes en al daai goed, maar ek het enetjie wat min of meer reggae is op een van my CD's, Partykeer Sondags, is die liedjie se naam. En hy het so 'n reggae gevoel, maar dit is glad nie 'n protesliedjie nie. So ek voel net 'n ou hoef nie ek stem heeltemal saam, maar ek sit en dink net daar, ek sal nooit vergeet nie. Ongelooflik daai. Ek kan nie die artist se naam onthou nie, ek sal dit gaan soek en dit hierso plaas. Sê vir my, hoe vind jy die nuwe royalties wat ons nou kry met Spotify en ek weet nie wat om te sê nie, daar is dit te bestaan net nie. Ja, dit bestaan nie wat nie. Dit is veral in Afrikaanse musiek. Dit maak dit nie sin nie. Jy moet miljoene streams hê wat voordat jy iets kan kry, maar ek het opgehou. Ja. En die feit is dat die radiostasies raak al hoe minder en hulle betaal nie meer dieselfde royalties. Ek meen ek dink die grootste royalties wat ek gekry het in my lewe was van RSG af gewees. Ja, dit was insiggewend. Die ander kleiner radiostasies is ook maar net sente. Ja, in die begin, kyk in die begin jare, daai tyd 20 jaar terug, 25 jaar terug.
Toe was dit mooi. Ja. Jy het mooi geld. Gewag vir jou check, jy het jou check gaan haal. Onthou jy? 2 keer 'n jaar. Ja, dan staan ons almal al voor die Saamrou gebou. Ek sal nooit vergeet, ek en Christa Steyn, ek het altyd saam daar gery. Gaan staan ons daar so. Ja. Ja, groot vriendin vir my daai, ek mis haar baie. Dat is wonderlik. Ja. Maar ons het eendag saam 'n liedjie skryf werkswinkel aangebied in Dis baie musiek. Ja. dis daar in daar naby Pretoria. So of 'n vakansieoord. Kan jy dit onthou? Ja, weet jy ek het 'n baie Die artikel Ek het 'n baie mooi storie oor daai Latrikkie werkskool. 'n baie mooi storie van Teens Jordan. Hy het actually gekom na die kursus toe. Ek kon nooit verstaan hoekom hy gekom het nie, maar ek dink meer die ATKV het hom genooi, maar hy het die kursus kom bywoon. Hy het nie aangebied nie. En ek sal nooit vergeet die aand gaan na die hele dag, dan sit ons daar so koor daar waar sy kampeerplek is. En hy sing vir my daai as die song se naam. Wat Gert Opnel geskryf het. Beautiful and Beautiful. Ja. Hy sing, die song is nog nie gerelease nie. Hy sit net daar met sy gitaar. En hy sing vir my Beautiful and Beautiful West. Dat ek my mond oopang en ek kan nie glo wat ek hoor nie. En die volgende oomblik bars hierdie ding op radio los. Hierso toe. Ja, so dit ja, maar die ding wat hom anders maak as ander is mense besef hy het baie van sy hits self geskryf. Soos bloed en daai tipe goed. Hy het nie net ander ouens so goed opgeneem. Nee. Nee, maar lekker. Stef, great om met jou te Dit gesels. was wonderlik. Dankie man. Dankie. Dit is lekker. En ek gaan hom nou vra om vir ons 'n liedjie te speel. Okay. En gee my 'n kans. Hy sê hey, ken jy my? Hy sê hey, ken jy my? Hy sê hey, ken jy vir my? Daar was 'n dakdeel van die Groot Karoo, in die Aardse straat het hy gegloed. Hy sê wie weet die koning van Memphis, Tennessee. Die lewe lê groot, oop en wyd, dis die einde van 1958. Stoor op die trein, spoor langs na Springfontein. Van Albroek en 'n blauwgreen kuif, is tussen sy sole en sy soos 'n duif. Van Albroek en 'n blauwgreen kuif, die stad is in sy stad, en 'n lied in sy lyf. Hy sê hey, ken jy my? Hy sê hey, ken jy my? Hy sê hey, ken jy vir my? Op sy smile en cheeks kon hy roem, sy heupe ken die ritme van 'n Elvis tune. It's one for the money, maar vertrou sien hy die kans nie. Hierin kon jy ondeerlik trek, met neerbaai en sigaret in sy bek. As jy hom sien, hy's die aardse eie James Dean. En nou broek en 'n blauwgreen kuif, hy's tussen sy sole en sy soos 'n duif. En nou broek en 'n blauwgreen kuif, die stad is in sy stad, en 'n lied in sy lyf. Hy sê hey,